Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie hartlik welkom liewe vriende vandag by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dit is my voorreg om die woord van die Here met jou te deel vandag en ons sluit ons reeks af wat handel oor Jesus verander alles. Vandag is ons by deel 6. Jesus verander my elke dag. Ons skriflesing kom met die woord van die Here uit 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons het in hierdie reeks, liewe vriende, saam ontdek dat Jesus ons harte verander, ons denke verander, ons verhoudings verander en ons prioriteite verander. Maar vandag sluit ons in hierdie reeks af met 'n wonderlike waarheid. Jesus verander nie net een keer nie, hy verander ons elke dag. Baie mense dink, bekering is net 'n enkele gebeurtenis. Maar die Bybel leer dat die Christelike lewe 'n voortdurende proses is, waarin Christus ons elke dag meer en meer na sy beeld vorm. Ons is nog nie volmaak nie, maar ons is ook nie meer dieselfde mense as wat ons vroeër was nie. Vandag staan ons stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende: Jesus verander my stap vir stap. God verwag nie dat ons oornag volmaak moet wees nie. Hy werk geduldig deur sy Gees in die harte en die lewens van sy kinders. Die apostel Paulus sê dat ons van heerlikheid tot heerlikheid verander word. Dit beteken dat geestelike groei 'n proses is. Elke dag leer die Here ons iets nuuts. Elke dag wys hy vir ons sonde waarvan ons moet wegdraai. En elke dag leer hy ons om hom meer lief te hê. Soos 'n boom stadig groei en al hoe sterker word, laat Jesus ook ons geloof groei. Party dae voel dit vir ons of ons min vordering maak. Maar God is steeds aan die werk. Moenie moed verloor omdat jy nog nie is waar jy wil wees nie. Vra eerder, is ek nader aan Jesus as gister? Die tweede punt. Jesus gebruik elke omstandigheid om my te vorm. God, my broeder en suster, gebruik nie net die mooi dae om ons lewens te verander nie. Hy gebruik ook in die besonder die moeilike dae. Jakobus sê dat beproewings volharding bewerk in Jakobus hoofstuk 1. Dit beteken dat selfs ons swaar kry nie verniet is nie. Wanneer ons teleurgesteld is, leer ons om op Christus te vertrou. Wanneer ons struikel, leer ons hoe groot sy genade is. Wanneer ons swak is, ontdek ons hoe sterk hy is. Die Here mors nooit met ons pyn nie. Hy gebruik alles in ons lewens om ons meer en meer soos Jesus te maak. Daarom kan kinders van die Here selfs in moeilike tye sê, Here, verander my deur hierdie situasie. Die derde punt. Jesus voltooi wat hy begin het in ons lewens. Die mooiste troos is, geliefdes, dat Jesus nooit sy werk halfpad los nie. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons verander nie deur ons eie krag nie. Christus self werk deur sy Heilige Gees in ons harte. Daarom kan ons met hoop vorentoe kyk. Eendag, wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sien, sal die verandering volkome wees. Ons sal sonder sonde wees
en ewig by hom lewe. Tot daardie dag bly hy besig om ons elke dag te verander. Mag jy ook in hierdie dag beleef hoe die Heilige Gees deur sy kragtige werk in jou lewe werk, om jou nader na Jesus toe te trek, om jou hart en lewe te hervorm en jou meer en meer soos Jesus te maak. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en Hemelse Vader vir hierdie mooi dag en vir soveel seëninge en gawes uit U hand. Dankie dat U my nie los soos ek is nie, maar dat U elke dag deur die Heilige Gees my verander om meer soos Jesus te word. Gee dat ek U elke dag sal vertrou en sal volg en U sal gehoorsaam totdat die dag aanbreek wanneer ek U van aangesig tot aangesig sal sien. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.